verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Luister gou, sê ek amen. Sê dit harder. Luister gou, dat ek gaan na die geleesde gedeelte toe. Hier begin ek nou regtig klaar maak, want ek begin nou lekker preek. Hoor gou baie mooi. Die geleesde gedeelte. Daar's los. Dis oorlog op oorlog. Ja, ek gaan 'n stelling maak. Ek hoop nie hulle delete dit nie. Die probleem met Suid-Afrika is en die wêreld. Ons het te veel profete. Gaan ons dit inhou? Hierdie prosperity pimps. Selling out the gospel of Jesus. Like a pimp sells out a prostitute. Putting a price tag on whatever you want me to prophesy. Ek hoor 'n storie by die konferensie. Pastoor vertel my, hy is by 'n baie groot kerk, baie groot, baie groot. Profesie, kom sê amper 2000. Hy sê, en hy is van 2018 daar, sy by daai plek. Hy sê, hy het nog nooit sy pastoor gehoor in tale praat nie. Ek wou nou vir hom sê, en jy's nog daar. Hoor my. Vertel maar, sy pastoor gaan preek uit by 'n ander kerk, op livestream. Daar praat hy in tale. Eers ek het hom hoor. Hy maak 'n afspraak, hy sê vir hom, luister, hoe werk hierdie ding? Ek het nog nooit oor tale praat. Hy sê, weet jy wat, ons het te veel mense in my kerk, they feel offended. Pastoor, dis nie 'n kerk nie, dis 'n sinagoge van Satan. Hou dit in asseblief hoor. Dis 'n sinagoge van Satan, want jy sal 'n salwingdraer nie by 'n droë put kry nie. Nee, jy sal 'n salwingdraer nie by die kinderstories kry nie. Jy sal 'n salwingdraer nie op Saterdag op die dansvloer kry en Sondag wil ek dans in die kerk nie. Jy sal 'n salwingdraer kry. Sy baadjie lê nie daar nie. Hy kom van sy huis af met sy salwing wat op hom is. Halleluja! Prys die Here. Kan iemand net die Here prys? Ek sê. Hoor mooi. Hoor mooi. Ek sê Here. En net so 'n ding. Net so 'n ding. Hoor wat sê vers 18 van 2 Konings 13. Hy sê daar, Elisa wat praat, hy sê neem die pyle. Hy praat met die koning. Hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond. En hy het net 3 maal geslaan. Miskien sê dit ek, maar ek het gewonder oor dit. Hoekom sê hy 5 keer of 6 keer? Jy sien, hoe meer hy geslaan het, hoe meer oorwinning sou hy behaal het. Daarom sê die Here, jy gaan nou net 3 keer wen. Jou stupid. Jy gaan net 3 keer wen, sê vir hom. Hy sê, maar as jy 6 keer geslaan het, 5 keer geslaan het, dan het die Here jou geloof gesien. Maar omdat jy 'n beperkte geloof het, gaan ek jou net bless in die min mate wat jy my vertrou. Hoe smaak hy? Hy loop nou soos 'n nuwe mop, né? Hoor baie mooi. Ek het 'n ding, pastoor, dis nou maar persoonlik. Jesaja 62 sê, julle wie die Here herinner aan sy beloftes moenie
Moenie rus nie. Nou kyk, hoe meer die Here my bless, ek sê dit met agting en bewing en respek, hoe harder pluk ek in die soe met die ander hand, die heuning drup deur my vingers. So asof, Here, wat is volgende? Wat is dan nog? Ag nee, kom aan. Wie van julle het 'n onversadigbare soeke na dit wat die Here vir jou kan gee, wat geen mens vir jou kan gee nie. Die Bybel sê, luister gou baie mooi. Hy sê man, hy raas met hom. Hy sê luister, ek kon net wel gesê, koning, jou stupid. Het jy 20 keer geslaan? Het jy 20 oorwinnings gekry? Maar jy is een van daai wat sê dat God kan Suid-Afrika nie help nie. Ek wil 'n ding sê van hierdie kansel af en ek het die ongelooflike respek vir hierdie kansel. Hou op sê dat die kerk het moeilikheid. Mensgemaakte kerke het moeilikheid, ja. Maar nie God se nie. Jy, ek sê, die kerk waarby Jesus die hoof is, het nie moeilikheid nie, hoor. Luister gou baie mooi. Dis mensgemaakte kerke wat moeilikheid het. Luister gou baie mooi. Ek praat van die salwingdraer. Hoor wat sê vir Josua, gaan dit vir jou aanhaal. Dan Josua 1. Hy sê luister, oral waar jy jou voete neersit, sal ek dit Wanneer laas het jy in daai selfe seun of dogter, terwyl sy by die werk is of by die skool is, loop met jou voete in daai kamer in en sê, Here, ek eis hierdie plek vir die koninkryk. Come on, kerk van die Here. Ek eis dit vir die koninkryk. En dan kry jy nog 'n paar ouens wat verder gaan. Ons salfie skoene. So loop jy weer by 'n bar in, dan kry jy jekkelaitis. Kyk, 'n salwingdraer. Luister, hulle kwalify vir niks. Hulle is in die band nie, hoor. Hulle is so net daar. Maar 2 wanneer die pastoor lê 'n snork in die oggend, dan bid hulle vir die pastoor. Halleluja. Hey! En ons weet dit nie eens nie. As hulle 'n brood vir 'n arme man gee, dan vat hulle nie 'n foto van die arme man nie. Sorry. Wanneer hulle Eldridge hou, en dan haal 'n vroukie van die straat af, met 'n kort mini, dit lyk of sy met haar babygirl groot geword het. Pastoor, ek gaan klaarmaak. Kan ek hierdie staaltjie gou vertel, dan gaan ek heeltemal klaarmaak. Julle wat dit nie gehoor het nie, ek het dit vertel by die vorige gebou. Daar 'n wit poortjie, jy straat, daar in Kreeusdorp, Siveritstraat, daar waar die vroue van die nag is. En ek het 'n pastoor daar gehad, Pastor Dani, hy het 'n ander vrou, Sondag maar daar voor kerk, ek gaan daar by Siveritstraat in, dan bring hulle die woord vir die prostituie. Ek glo dat God verander 'n prostituut in 'n protestant. En dit hou lank aan. En die ander hand kom hy, ek sê, luister man, bring hulle kerk toe. Hulle sê, pastoor, jy verstaan nie, daar is hulle uur. Ek sê, vra hulle, my pastoor vra, wat vra julle uur? Dankie Here, die storie het nie daar opgehou nie. Lang storie kort, hulle gee nog 'n tarief. Ek sê, luister, sê die pastoors, soek al die prostituie wat jy kan kry, solank aan ek betaal julle, double julle pay. Deze is 3 of 4, ek is dit. Kom ons sê maar 3, maar ek dink dit was 4 prostituie. Hulle klim in daai ou se bussie in, fout. Hulle Sondag aan met hulle kort minis daar by die kerk, en hulle lyk soos 'n Plascon advertensie. Daai elbras lyk soos windscreen wipers, en hulle is gedres vir hierdie besigheid, hoor. Dis die eerste keer dat pastoor vir hulle sê, hy gee vir hulle double up. Jy moet nie en dis die Here goed. Weet jy wat, hulle kom in die kerk, hulle kry die skok van hulle lewe. Hulle moet heel voorsit. Daar. En die pastoor wat hulle double van hulle trammel gee, hy preek, hy die mikrofoon, hy preek die krag van die Here in hy plek neer daar. Toe ek so halfpad is, toe begin die trane oor die wange loop. Toe loop die trane oor die wange. Halleluja. Daai een vat, hy kort minis, hy trek uit, ek nie weet dat materiaal kan so rekkie, as hy rek uit, dan is hy
Sy trek ons, ek sê, ag Here, daai strap moet net nie loskom nie, dat is moontlikheid. Dat ons halleluja breakdown in hierdie kerk. Maar sy trek hom, maat, en ek begin 'n preek, en ek maak 'n uitnodiging. En toe ek 'n uitnodiging gemaak, toe staan al 3, 4 hy prostituie op, hulle is eerste voor, en die trane loop, die make-up is afgehuil. Hey, 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 dis die salmingdraers, dis die salmingdraers. My vrou gee vir hulle 'n Bybel, sy gee vir hulle Bybels. Maar ons neem offer aan op, ek sê, wat hy sê, ek sê, hoe lank het ek gepreek? Hy sê, vanavond lank. Ek sê, prys die Here, God is in hierdie sak. Ek sê, sy gaan hulle dubbel van hulle geld, plus 'n bonus. Ons gee hulle geld vir hulle. Weet jy wat, kom daai een sonder 'n salwinge aan, hy tannie kwee. Kom ons oor alles. Sy sê, pas ek vir jy sê, jy het geld gemors, jy het tyd gemors, jy gaan hulle nooit weer sien nie. Ek sê, maak die saak, ek het hulle nie gered, hy red hulle. Daai toe profeet was toe reg. Ons het hulle nooit weer gesien nie. Ons ry in Silverstraat, die een staan nog steeds op die hoek. En 6 maande, 3 maande, ek weet nie hoe lank nader nie. Luister toe, bel Lerretong Hospitaal. Lerretong Staatshospitaal. Bel hy pastoor Dani. Hulle sê, are you Dani Venter? Hy sê, I'm Dani Venter. Hulle sê, you better come to the hospital. There's a woman here. She's dying. She won't make 3 o'clock tomorrow morning. But she called your name. She called your name. Hy sê, gou baie mooi, kom na, toe sit hy ene, toe sit die myn peanut in die pak. Toe sit die myn prosie daar so. Toe sê hy, toe sê besig om te sterwe. En weet jy wat, langs haar bedkassie, op die bedkassie die Bybel, wat ons vir haar gegee het, is op haar bedkassie. Weet jy wat sê sy? Sy sê vir hom, sy sê, pastoor, ek het ver weer teruggeval. Sy sê, maar gee my nog 1 kans. Lei my weer na die Here toe. Ek kan nie so sterwe nie. Ag nee, kan wat kry jy bly sit. Ek kan dit nie glo nie. Jy moet die Here prys. Ek sê jy moet die Here prys. Ek sê jy moet die Here prys, hoor. Jy moet die Here prys. Luister baie mooi. Luister baie mooi. Die Bybel sê, luister die Bybel sê, wacht dat ek voordat ek wat sê wat die Bybel, en weet jy wat, hy lei aan die Here toe, 2:30 daai volgende oggend, toe blaas hy laaste asem uit, toe kom haal die Here, because he loved her, he does not know how not to love her, halleluja, maar 'n salwindraer, stap in die hospitaal in, en verander die atmosfeer, kerk van die Here, luister, ek maak klaar, ja, ek het self hierdie CD koop. Is spesifiek, maar okay. Luister gou baie, is jy reg Johankie? Johan gaan begin 'n land, hoor gou baie mooi. Hy sê, daarna het Elisa gesterwe. Hoor mooi. En kyk wat gebeur. Die oomblik, toe die salwingdraer sterwe, toe kom bendes in die land in. Pastoor, verloor die salwing, want jy het 'n enorme salwing, verloor die salwing, en geestelik, en die bendes, gaan kom plunder. Die toestand van die kerk is vandag, die salwingdraers, het stil geword, wie veronderstel was om wagters op die muur te wees. Pastoor, die laaste 5 jaar maak die Here my goed oop, want ek partykeer wonder, Here, waar kom hierdie goed vandaan? Hierdie is nie 'n revelation preek nie, hierdie is net 'n preek van die troonkamers van die Here af. Wat die Here sê, kry die salwingdraers in die gang. Kry die salwingdraers in die gang. Luister, want vuur steek vuur aan. Is ek reg? Is ek reg? En lees gou baie mooi. Die Bybel sê, hy sê, en die bendes het ingekom. En hulle, Jan Piramid, besig met die begrafenis van nog 'n dooie. En hulle loop met die lijk, en jy kan nou maar vandag jou heilig hou tot die jam nog vol word, of wat ook al. Maar ek jou vertel, dank die Here, ek leef vandag en nie daai dag nie. Wat hulle staan met 'n dooie, want skielik toe die salwingdraer sterwe, toe staan dood in die lig. 'n kerk wat dood is, het nie die salwing nie. Nee, jy kan die salwing nie koop nie. Pastoor, die grootste 10de betaler kan die salwing nie koop nie. Maar ek wil dit ook sê,
Hy kan ook nie die salwing doodmaak nie. Dis die saad van die hemel. Bybel sê, en as check hierdie bendes, daar's niks so erg soos 'n bankkerk nie. Hulle het nie nou Elisa is dood, dis al nou gister se nuus. Maar hy was 'n salwingdraer. 'n Dubbele deel van Elia. Hulle vat hom, hulle gooi daai dooie man. Hulle sê, as jy nou tyd om 'n gat te grou nie, nou moet ons hol, nou wil ons hard. Hulle vang hy dooie in en gooi hom toe. En die dooie lyk bots met die beendere van 'n salwingdraer. Oh my goodness. Oh my word. Oh my word. Luister, hulle staan met roses en blommetjies. As jy nou die blommie, allemaal naasbestaande, staan julle nader, dan gooi julle die saantjies en die blommetjies, en julle, die ouens staan met bouquets. Maar toe hy liggaam, hy bene staan, toe so hy nou sit nou, wat van 'n blomme is julle nou hier by my nou, hier oor my kop. Nee, jy verstaan nie. Ek sal nie meer daar wees nie. Ag, jy ken jou heilige ou. As daai dooie ou daar op staan en sê, "Rolf, hoe gaan dit met jou?" Kom hier, ek is weg. Kom aan ouens. Kan ons die Here crazy prys gee in hierdie plek? Kan ons hom 'n crazy prys gee? Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Weet jy wat? God gebruik 'n begrafnis en hy verander dit in herlewing. Come on, 'n lijk bots met die doodsbedere en 'n salwingdraer se salwing is net so groot in sy overall as wat hy in sy soet is. Halleluja! Kan iemand net die Here prys? 1 Samuel 16, ek gaan dit nie lees nie. Dis die verhaal van Dawid, waar hom salf met olie, waar Samuel vir Dawid salf met olie. Hy gooi 'n hele horingolie. Ek het laas oor gepraat, hy gooi 'n hele horingolie oor Dawid uit, en die olie loop van hom af. Die olie loop so van hom af, en hy word 'n salwingdraer van die Here. Weet jy wat, hy's met die skaap van my praat 'n ander taal. Hy's tussen die lammers van my praat 'n ander taal. As jy 'n salwingdraer is, sit jy nie by kom in gesprek nie, hoor. As jy 'n salwingdraer is, come on. Ek voel, jy gaan ons nou opstyg. Die Here gaan nou iets vir iemand doen in hierdie plek. Pas so jy het gesê, hier gaan iets in die bonatuurlike gebeur nou, in die naam van die Here, wat God het kan met olie. Luister gou baie mooi. Jare terug, ek wil 2 saakies vertel as ek klaar. Jare terug was daar 'n seun vir kerk. Ek het gister bevestig met 'n pastoor, ek het nou nie die storie meer so lekker gehad nie. Kyk, hulle sê mos as jy 50 is, of as jy 60 is, daai ouderdom, dan kan jy mos maar jou geheim aan al jou vriende vertel. Hulle vergeet net so gou soos jy. Kyk, ek wil myself nou nie in die voet skiet hier nie, hoor. Maar ek het my eerder los. Maar ek bel 'n pastoor, hy sê, dis presies. Hy sê, jy het hom presies. Want ek wil die waarheid praat, die waarheid sê jou vry maak. Jare terug was daar 'n gemeente. En in daai gemeente het hulle so 'n hospitaalgroep gehad. So 'n komitee, hospitaalkomitee. En hulle sê, okay, Saterdag, kom ons sê Saterdag, Vrydag, ek maak nou die saak. Ek weet nou nie wat se dag dit was nie, en wat se datum dit was nie. Kyk, party ons veg mos so oor Paasnaweek se datums, die Here weet, how stupid can you get? Die bottom line is 'n kruisig, en die bottom line is hy het opgestaan. En hulle kom by mekaar, en hier kom ouetjie van die kerk, hy is nie so op die komitee nie. En hy's gestremd. Ek het 'n gestremde dogter. Glo my, jy kan my niks vertel van die challenges nie, hoor. Wat doen jy met 'n gestremde om vir siekes te gaan bid in die hospitaal? En hulle voel te sleg om hom te sê, kan nie saam nie. En die agbare voorsitter van die groep sê, wel, ek sort hier uit. Hulle sit 'n bottel olie in sy hand. Hulle sê, gaan jy na die boonste vloer toe, sit hierdie olie op elke ou se kop daar. Dis al wat jy doen. Hulle bid daar by die ouens wat, die vrou het 'n keiser gehad, en die man het sy enkel geswik. Die boonste vloer is die plek waar die geestelik
versteurdes is. Hulle is almal soos hy. Fout, duiwel. Want hulle sit olie in sy hand. Hulle was nie 'n halfuur besig nie, toe sit chaos in die hospitaal. Want hy loop en hy word, en oral waar hy olie sit, bevry die Here besetenis. Hy bevry hulle. Hulle skree soos maarvarke. Hy goed kom uit epilepsie, duiwels hardop en alle duiwel hardop en ouens wat dan nog geleid sit kies reg op en ouens wat gekruip het hardop rond en dis halleluja glory kishata rabanda kashayenda hestala bonda kosheterebenda en dis chaos in die hospitaal. En jy weet die hospitaal sê mos stilte. Hulle sê soos party kerke stilte kerk. Dan is hy stilte hospitaal, en is chaos, en die patiënte word ontsteld, en die nurse word ontsteld, niks gebeur waar die komitee bid nie. Ag nee, kom aan ouens, niks gebeur waar die komitee bid nie, want tussen hulle is daar 'n gestremde salwingdraer van die Here. Hy weet nie eens hoe dit werk nie, man. Kom aan kerk, hy weet nie eens hoe dit werk nie. Hulle kom na bo, dis 'n pandemonium. Hulle spring jou spring deur die vensters en party sing Amazing Grace en party lê onder die bed. En party sê ek is vry en anders het dit. En hierdie ou se besig met die oor. Hy weet nie wat om te maak nie. En die groot wonderlike ding is dit. Hulle sê luister meneer, jy moet hier so uit. Ons kan jou arresteer. Hy weet nie eens waaroor dit gaan nie. Hulle bel die polisie. Higo. Hulle bel die polisie. Die polisie kom na aan. Dis chaos in hy hospitaal hoor. Hulle kom maar hy man, hy kan homself nie eens reg verwoord nie. Hulle sê luister, waarmee is jy besig? Wie sê waar kom jy vandaan? Hy sê ek weet, kom ek sê nou maar ek weet nie hoe sy so gesê het, maar ek kom daarop leen. Hy sê ek weet nie, al wat ek weet ek is saam met hierdie mense. En hulle het my hierdie olie gegee, gesê ek moet die olie op die koppe van die mense sit. En hy polisieman sê dit werk vir hulle, salf my ook. Gooi olie op my kop ook asseblief. Halleluja. Kom aan kerk van die Here, staan op julle voete en prys die Here. Dis die salwingdraers van die Here. Dis die salwingdraers. Gee hom net olie. Gee hom net olie. Terwyl jy staan, bly staan. Die orkes kan maar kom asseblief. Hoor gou hierso. Hierdie moet jy nou nie mis. Kyk vir my. Sê vir die ou langs jou kyk vir nou. Hoor gou. Ek het 'n gestremde dogter. Dis hoe oud was sy omtrent gewees? 8, 4, 5, so 6. Nou onthou, sy is vandag, sy word 39, né? Sy het die verstand seker van 'n 12-jarige. Sy was 6 jaar oud. Dan kun jy mos dink, waar was haar verstand dan? Ek werk en my vrou werk. En na sy oom en tannie, albei vandag is nou in die hemel. En sy sit in die kombuis, sy was vreeslik lief vir peanut butter broodjies. En stroop. Peanut butter stroop. En die oom het 'n hartomleiding gehad, die heel groote, al die are. En hy loop die bed en skielik begin hy hart uit ritme uit hardloop. Dis dodelik vir iemand wat 'n hartomleiding gehad het. En dis 'n bietjie pandemonium daar, en die tannie bel die kinders, en die kind is 6 jaar oud, en sy sit by die kombuistafel en eet peanut butter broodjies. En daar speel ook, dit was nog 'n ou kassette, die tapes van Jimmy Swaggart. So vinnig is die wegraping. Kom aan, Salvador, jy moet skrik, jy moet sê, die gatels. Nee. En luister hierso. Ons was hier daar nie, tannie vertel, ons het ons eksie gebel. Sy ou soos ek kan nie praat nie. En die Jimmy Swaggart speel aan die kamer en die oom het, en hulle wil die dokter bel en is gauw was. Hy so bleek soos hierdie papier. En sy stop. Sy vat haar toe broodjies en sy stoot die bordjies so weg. Sy sê, ouma, kan ek vir oupa gaan bid? Die tannie was amper al frustreerd. Sy sê, jy kan maar. Want ons kind sy gestremdheid is, kyk, as sy ding wil hê wat sy mee hoor. Dis ernstig.
Sy staan op. Sy kom in die kamer en sy sê, oupa, gee om as ek die musiek afsit, dit pla my 'n bietjie. En sy gaan, broer, kom jy gou so. Hy is op die bed en al wat sy doen is, sy draai om, sy vat sy hand. Sy sê, onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dis al gebedjie wat sy geken het. En sy bid die onse Vader, dankie, terwyl sy hand vashou. Toe sy klaar is, toe druk sy nog ewe die kaset aan ook. Gaan kom bys toe. Eet verder. 'n uur later, toe sit hy oomkies reg op. Toe hy, ek dink, die oom het seker nog maklik 20, 25 jaar geleef. Nooit weer 'n probleem gehad met sy hart nie. Dis 'n salwingdraer. Kan ek gou vir julle sê, wat maak God toe hy met Samuel praat? Toe sê hy, moet nie kyk na hulle voorkoms nie. Hy sê, ek kyk na die hart. En hy salf 'n vuil shepherd wat uit 'n kraal uitkom. Ek wil nie vir julle sê wat julle moet sing, maar daar's 'n ou sang wat ons gesing het, Pastor Clement, ek weet nie weer om sing nie. Gooi olie in die lamp van my. Ken julle hom nie? Ons het iets anders in. Gooi enige ding met olie. Nou wil ek gou vra, is daar enige potensiële salwingdraers? Hier's olie. Want jy nie gou uit hardloop nie. Waar sê jy, is dit dit ons? Kom vandag, daar sy. Pastoor, want ek het 'n salwing. God wil jou 'n dubbele salwing gee. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Prys die Here. Kan ek gou vra, waar is die altaarwerkers? Kan ek gou vra dat die altaarwerkers net gou van hier kom staan? Ek wil eers gou vir julle salf. Yes. Ons doen nie hierdie omdat ons kan nie. Ons doen hierdie omdat ons die salwing het. Desiree, ek gaan nou nie afkom nie. Ek wil net jou hande salf, ek wil jy met al hierdie altaarwerkers net gou net olie op hulle sit. Dis al wat ons gaan doen. Salf hulle. Steek uit julle hande. Julle wat in die banke is, steek uit julle hande. Julle is almal seker salwingdraers. Want die Here gaan hierdie oues transformeer. Selfs hierdie altaarwerkers gaan 'n double portion kry. Hulle gaan 'n double portion kry. Wie van julle is reg vir 'n double portion? Kyk gou vir my, pastoor. Luister. Hier's 'n paar ouens wat net 3 keer die grond gaan slaan. Ek wil hom 20 keer slaan. Daai koning slaan met daai pyl net 3 keer. Elisa sê, nee man, jy moet meer slaan. As jy dit weet, hoe groot die salwing is wat God op jou wil sit. Hierdie voorsangers, hoor wat hierdie pastoor vandag sê, die orkes, moet nooit speel omdat julle kan nie. Bely altyd julle afhanklikheid van hom. Want as ons nie in lyn is, vat die Here 'n donkie in ons plek. Ek sê ons seker ons aan uit oor hierdie altaarwerkers in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, hulle gaan nou mense bedien. Maar jy kan nie uit jou beker uitgooi wat nie in jou beker is nie. So ek wil bid, God, use them mightily. Use them supernaturally, like never before. En Here, ons bid nou, selfs daar in die banke, miskien is daar iemand wat onvrymoedig was. Here, wil ek bid, dat U in die banke soos 'n rukwind sal deurtrek.
Op hierdie verhoog, soos 'n rukwind. Soos 'n rukwind. Altaarwerkers, saam vir die ouens. Moet ek gou vir julle nog olie gee? As jy nog olie soek. As hy, luister julle punt vir die mense, hoor.